Good morning van my Pieter Koen en hierdie twee pragtige kollegas van my aan beide my kante, die pragtige Rosanne McKenzie en Elsa Esterhuizen. Ons het natuurlik ook die man met 'n besigheidsplan, Thys van Sail, saam met ons. Hey, lekker om hier te wees. Goeiemôre, Maar Pieter, Thys. reg hoor, wanneer kry ek 'n bietjie so mooi kompliment? Die pragtige jong man wat daar in die hoekie staan. En die cool dude daar skuins oorkant ons. Kyk hier. Môre julle. Ons vier natuurlik Werkersdag en ons het 'n baie lekker episode vir julle beplan. Ons gaan kyk hoe gespesialiseerde werkers winkelpoppe maak. Ons gesels met menslike hulpbron spesialis oor werkersregte en Irene Louise van Wyk kom hoop dit in die ateljee. Ek kan nie wag nie, ek wil sien hoe julle dit ook saam met haar tekkies moet brand. Luister, syne dat dit Werkersdag is, het ek ook 'n lekker oggendpraatjie wat ek wil afskop. Ek wil vir julle by die huis vra en ook vir al my maters hier in die studio. Het jy al ooit gejok op 'n CV? Of Nee. soos in Engels dan sê, the resume. Nee. Ek het vir jare musiekteater gedoen en ek was average. Ek het 'n paar shows gedoen en ek het toe audisie gaan doen vir Lion King en toe kom ek nie deur by die sang nie. Toe sê hulle, "Kan jy dans? Is jy 'n danser ook?" So ek sê, "Ja, ek kan 'n bietjie choreography opdaal en so en so." I got to that audition on the Monday and I was so far out of my depth. I didn't even stay for the ek het die choreografie gesien en gesê, "Dankie vir julle tyd, maar dit is Sy net het skielik haar enkel seer gemaak of so iets. Kyk, ek het ook al gesê ek kan perd ry en dan moet ek 'n shoot gaan doen om dan sê hulle, "Maar Ja. klim op die perd en ry hom vir ons." Dan sê ek bietjie skugter vir daai perd, toe moes ek dit vinnig afhaal. So ja, ek het, want lydens se berig wat ek raak gelees is die mees algemene leuns op CV's die verdraaiing van redes hoekom hulle vorige werke verlaat het, Ja. die vervalsing van werksdatums net om die gapings 'n bietjie te verdoesel, 'n oordrywing van vorige salarisse en verantwoordelikhede. Hulle maak dikwels hulle rolle belangriker as wat dit regtig was. Ander algemene leuns sluit in die oordrywing van rekenaarvaardighede, akademiese prestasies en selfs die gebruik van nie bestaande verwysings. So in Suid-Afrika moet ons onthou, dis 'n misdryf. En jy weet, jy kan regtig tronkstraf kry tot 5 jaar tronkstraf. Sure. En ek het net gedink in die hedendaagse tyd, dis mos baie maklik om regtig 'n bietjie navorsing te doen en mense te bel. So jy kan so maklik uitgevang word. Maar ek weet nie, dalk is ons ook in 'n kultuur van wat sal ou wit lentjie tog nou? Ja, en ek dink ook om 'n bietjie nou van 'n downer te wees, mense is so desperaat vir haar. Thys, jy natuurlik in die besighede wat jy bedryf, hoe gemaak as iets nou so gebeur en gebeur dit gereeld? Ja, ek dink as 'n ou gaan kyk, nommer 1, ek dink die heel belangrikste aspek van 'n CV is kwalifikasies. So die kom sê die pos waarvoor jy aansoek doen en is dit wel 'n gekwalifiseerde tipe van persoon is wat jy moet inbring, is daai amper een van die mees belangrikste elemente, want ek bedoel daai persoon se kwalifikasie moet tog wat saam weerspreek ook wat op die CV staan. So jy gaan iemand ook baie vinnig uitvang as jy ook 'n baie goeie, kom ons sê HR departement ook het. En die persoon wat daai onderhoud ook voer, gaan jy ook baie vinnig agterkom, jy weet of hierdie persoon bietjie gas hier of daar of oral, selfs baie kere. En dan stop uit so in die middel van die CV, jy weet soos wat ons met die miljoen-rand idee gedoen het, sê maar hierso, dit is mekaar se tyd mos nie, maar jy is uit. Maak jy jou laptop Jy is klaar. Mense wat sê hulle is great in Excel of wat ook al, of hulle sê hulle het die vaardighede en then they think they're going to get onto the job and just go, "You know what, I'm a really fast learner. Like you've already hired me. There's nothing you can do." But mense kan jou fire. So ek sal graag by die kykers ook wil uitvind, jy weet, het hulle al dalk 'n wit lentjie raak gesien op 'n CV of so? Ag, hulle tuis soos jy weet mense kry mos maar seker dinge. So skandeer net die QR-kode daar op die skerm, laat weet vir ons en gesels saam dat ons kan sien wat gebeur en hoe maak 'n ou om dit te werk. Ja, dit sal interessant wees. Ons beloof ons almal wat hier betrokke is wel gekwalifiseer en bekwaam. Dit is net Pieter wat ek kan perd. Die res van ons is almal Nog steeds nie. Dis 'n perd van ander kleur. Dankie Pieter. Wel, hier is 'n storie oor iets wat glad nie werk nie. Nou Suid-Afrika se enigste bestuurslisensie kaartdrukmasjien is sedert Februarie 2025 buite werking, wat tot 'n groot agterstand in die uitreiking van lisensiekaarte gelei het. Nou die departement van vervoer
het bevestig dat herstelwerk nog minstens 2 weke kan neem, wat hierdie onderbreking een van die langstes in onlangse jare maak. Die ou masjien wat sedert 1998 in gebruik is en reeds 159 keer gebreek het, moes al in 2009 vervang gewees het. En 'n tender vir nuwe masjiene van die Franse firma Idemia is egter gestaak weens onreëlmatighede. So ja, intussen word motoriste ook aangeraai om maar hierop te let. Ek weet daar is 'n sogenaamde genadeperiode van 3 maande ensovoorts. Ek weet nie van julle nie, hoe gereeld hou julle dop wanneer julle lisensiekaarte ook verval? Geen idee. I'm actually quite good with that kind of thing, like Ja. passport, license card, all that kind of thing. But this thing that keeps breaking, it's affecting so many people. Insluitend iemand wat ons baie goed Ja, nee, ken. baie goed. Ek weet tuis ry al 'n geruime tyd sonder 'n geldige Ek is nog in my grace period, wat my genade periode. Ja, wat soos hulle sê, ek ry nog op genade. Jy weet. Maar ek is definitief een van hierdie ouens wat gegaan het in Maart maand. Ja. Okay, so ek het my lisensie verloor. Okay, want ek het 'n klein toddler wat hou nogal van 'n kaartjie waarop sy pa se gesig is en hy is toe nou verlore. En maar toe op 'n ander dag het ek nou gaan om hom weer te gaan hernie en ek is dieselfde. So met ander woorde, ek is al 3-4 maande sonder lisensie en dan ek was al 1 of 2 keer al afgetrek. Ek was al 2 keer al weggewys van 'n boomgate af. Waar hulle mos sê ja, nou ID nou access, jy weet daai tipe van effek, maar dan is dit nie my skuld nie, voel ek ook. Jy verstaan, want ek bedoel as dit my skuld is ek slaap en ek gaan hernie hom nie of wat ook al die geval mag wees. Maar as ek die regte ding doen, nou hoe moet ek nou maak? Jy weet as ek nou by 'n boomgate kom byvoorbeeld of nou 'n speedkop, maar baie keer dan sê die ou vir my ja, but where is your license? En dan vra ek van, but are you a traffic officer? Jy weet, maar ja, dit is 'n lekker gesprek om eers te begin nie. Ek sien net altyd die humor daarin ook. As ek my lisensie uithaal of iets, dan sê ek ook maar vir die ouetjies wat moet skandeer en goed, dan sê ek, "Hey, papa, but you must remember this one is Marabastad special." Ja, want dit is natuurlik dan ook iets wat wel gebeur is. Mense vervals hulle lisensies en daar is maniere om hulle te koop en daai tipe goed. So ek weet nie wat ons gaan doen nie. Ek dink wat interessant is hulle wil dalk, sommige mense is van mening dat daar weggedoen moet word met vervaldatums en ek weet nie hoe julle daaroor voel nie, want baie mense is van mening dat 'n mens nie noodwendig weer deur 'n spesifieke toets gaan of so nie, maar dat jy dit wel net gaan hernie. Ja. So hoe voel julle daaroor? Ek dink die groot ding met die vervaldatums is hulle wil seker maak jou oë gaan nie agteruit nie. So daar's wel 'n rede vir dit. Dis dan nou die belangrike ding om seker te maak jy kan nog bestuur sonder 'n bril of sonder kontaklense. Maar elke 5 jaar kan daar reg vir 'n paar goeders gebeur. Jy weet jy kan selfs disable driver byvoorbeeld, jy weet of jy kan byvoorbeeld soos nou bril is 'n baie groot element, 'n baie groot faktor, veral vir ouens wat in die nag ry. So ek dink absoluut daai 5 jaar reël wat dit dan betref definitief kry net 'n ander wat so 'n manier, jy weet om die kaarte dan nou uit te reik want daai breek my brein bietjie. Jy weet so is dit nie 'n bietjie tyd dat die ou lisensiemasjien 'n nuwe lisensie ontvang nie. Ja, presies. Jy weet iets in daai lyn. Daar's baie tegnologie al in plek, meer as net so 'n masjien. Ja. Is julle jaagduiwels? Tuis? Nee, glad nie. My vrou wel het dit. Sy hou nogal van 'n bietjie spoed, jy weet so. Maar ek nie. Ek hou daarvan om in beheer te wees van my omstandighede. So een van daai omstandighede is definitief vir my voertuig, ja. Kom ons hoop hierdie een word vinnig opgelos. Voordat julle vir my daai vraag kan vra, ons laat dit vir eers net daar want ons gesels net hierna met 'n patoloog oor hoe 'n loopbaan in forensiese wetenskap lyk. Maar onthou, jy is baie welkom om met ons kontak te maak op sosiale media. Asseblief man, ons sal graag van jou wil hoor. Like En ons hoop daai tweede koppie koffie staan reeds gereed. Goeiemôre.
Welkom terug. Die volgende deel van ons program is vir ons matrieks wat moontlik 'n loopbaan in die mediese wetenskappe oorweeg. En ons gesels nou met Dr. Esther Brunet, 'n hematoloog en streeksbesturende patoloog by Ampath Laboratoriums om meer oor haar veld te leer. Baie welkom Dr. Esther. Baie dankie. Nou, wat het jou gemotiveer om 'n loopbaan as patoloog te volg? Ek was in 'n baie bevoordeelde posisie gewees dat ek groot geword het in 'n huis waar my pa 'n algemene praktisyn was vir 14 jaar en hy het toe op die ouderdom van 40 gespesialiseer in patologie, in histopatologie. So ek was in die hoërskool gewees teen daai tyd toe hy klaar gemaak het waar hy 'n eenman praktyk begin het. En ek het sommige aande en naweke vir hom gaan help om die specimens deur te sit en te prosesseer sodat dit reg is vir hom die volgende oggend om die diagnose te kan maak. So ek was baie bevoorreg om blootgestel te word van 'n jong ouderdom af, eerstens in medies en tweedens aan die patologie sektor. So dit was maar vir my eintlik maar 'n normale evolusie gewees. Interessant. Ja. So you went into the family business, so to say. So to say, I didn't want to in the beginning, and then later on, you know, if we chatted beforehand, and to say, well, if it's in your blood, it's in your blood. Exactly. So let's talk about the blood. What does a typical day in the life of Dr. Esther look like, work-wise? Well, Rosanne, it has changed significantly from when I started. I've been in the business already 20 years. So from what it is today to what it was in the beginning is massively different because I am more in the business part of it now. But I can easily speak about the life of a pathologist in general, and that is definitely for the children out there that are considering pathology as a career. You have to be able to work in an office. It is definitely desk-based, definitely computer-based for the majority of the day, but very interesting in the analyzing of specimens, making diagnoses, communicating those diagnoses out to the clinicians, and be involved in the patient management pathway, which is very important. Nou jy verwys nou so na die evolusie van hoe dinge verander het en ek dink 'n mens kan veral ook kyk na die evolusie van hierdie toestelle wat hier op die tafel by ons staan, nê? Nee? Absoluut, en ek het besef toe ek so my huis kyk, ek is 'n ware patoloog want ek het 3 mikroskope in die huis en sonder dat ek dit besef het, hierdie is 'n antieke stukkie, mens kan sien met die een oogstuk wat hy het, baie primitief nog met 'n speeltjie as 'n lens en hy kom in so 'n mooi kiaatboksie met 'n sleuteltjie, dis absoluut pragtig. Na hierdie welgebruikte mikroskoop wat nog my pa se was waarmee hy in die hospitale rondgeloop het om vliesnitte te doen in teater. So jy kan ook sien die oogstukke kyk na die ander kant toe, waar daai moderne een is wat ek tans gebruik om bloedsmere te analiseer en weermerke na te kyk. What are the different types of work opportunities that are available for someone who would go on to study pathology? I think firstly there are different types of pathology directions which you can follow. So there are hematologists like me, specializing in blood. There are chemical pathologists. There are microbiologists. There are histopathologists. So there are virologists, immunologists. So a vast a variety of careers that is available, and genetics is also a very popular and a very area which is developing quite a bit. So that's the first decision that you actually have to make, is in which direction do you want to specialize. And once you're done, it is basically either one of two streams. It is that of the academia or that of general pathology in the private sector. But I also want to add here that it is not only pathology, or you don't necessarily have to become a pathologist to work in a laboratory. So it could be a phlebotomist, it could be a technologist, it could be a scientist. So we're a big team of different players.
Esther, ek wil ook vir jou vra, jy weet vir die jonger mense wat dalk nou ingeskakel is en wel 'n loopbaan in patologie oorweeg, is daar enige ander raad wat jy miskien het om met hulle te deel? Absoluut. Ek dink dit is so wonderlik dat die skole deesdae hierdie job shadowing het waar die kinders moet waar hulle blootgestel word aan die verskillende werksomgewings. En ons is baie trots dat ons wel 2 geleenthede per jaar bied vir laboratoriumtoere vir skoolkinders. So dit is die advies wat ek vir hulle sal gee, is kontak die laboratorium en deel jou belangstelling mee. Dan kan maak ons 'n plan, stel julle bloot daaraan. Ons doen ook individuele toere in meer van die perifere laboratoriums. So en gaan op die webbladsy. Daar's ook hy sal vir jou ook wys na watter karriers jy kan volg. Soos wat ek gesê het, nie noodwendig patologie nie, maar ook die phlebotomy en die tegniese aspek van dit. Dr. Esther, it sounds like you have a real love for what it is that you do. Thank you so much for joining us this morning to tell us more about pathology and the possible careers that our young people could follow. Thank you. Thank you very much for having me. Onthou, julle kan ons volg op sosiale media by Goeiemôre Good Morning en net hierna gaan ons by 'n fabriek kuier om te sien hoe 'n interessante alledaagse item gemaak word. Elsa was daar en ek dink jy het baie geleer terwyl jy daar was by hierdie fabriek. Ek sien so uit om hierdie insetsel te kyk. Bly ingeskakel. Jy kyk Goeiemôre Good Morning. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groep Beperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groep Beperk, sukses met 'n hart. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Nou soos julle weet, vier ons werkers vandag en dit het my laat dink. Daar is items wat gemaak word waarmee ons gereeld te doen kry, maar ons dink nooit aan hoe hierdie items gemaak word nie. Wel, ons het eens so iets geïdentifiseer en by hulle werkswinkel in Hillbrow gaan inloer. Kyk gou hier. Ons almal het al 'n winkelpop gesien, uitgevat in die nuutste modes om kopers te inspireer om 'n nuwe uitrusting te koop. Maar het jy al gewonder waar hulle vandaan kom? Ons het gaan ondersoek instel by Display Equipment in Hillbrow om meer uit te vind oor die geheimsinnige modelle wat in ons winkelsentrums paradeer. My naam is Benji. Ons besigheid se naam is Display Equipment Company. Die besigheid is oor die 60 jaar oud. Ons het besluit om op mannekyne te fokus in plaas dat ons hulle invoer.
maak ons dit vervaardig ons alles van self hierso van die begin af hierso in Johannesburg. Die winkelpoppe is eco-vriendelik. Hulle is gemaak uit glasvesel wat beteken ons kan die glasveselpoppe vat wat gebreek het, miskien met 'n van tyd en ons kan dit heeltemal herstel. So die winkelpoppe lyk altyd nie in die winkels want daar's 'n stelsel wat die winkels kry om hulle te onderhou en dan word hulle geonderhou, so die goed lyk altyd mooi, maar dit word nooit weggegooi nie. As dit uit plastiek gemaak is, miskien kom dit uit China uit bietjie goedkoper, maar as daar goed gebreek is dit onmoontlik om hulle weer te gebruik. Daar's 'n basketbalwinkel in een van die groot winkelsentrums en hulle het poppe nodig gehad met groot hande wat die bal kan pas aan. Hulle het toe my hande geskalp om daai groter vorm te kry en ons het dit op die mannequin gesit. So elke slag as ek by daai winkel verbyloop, kan ek sê ek het 'n hand in daai winkel gehad. Winkelpoppe help om vir kliënte 'n idee te gee van hoe die klere aan hulle lywe sal lyk. En 'n verskeidenheid liggaamsboue vereis 'n verskeidenheid winkelpoppe. Hi, my name is Michael Cohen. I'm the store manager. Recently, we've had a demand for kids, 5 to 7-year-old, 7 to 9-year-old. Then we do teenagers. We do mannequins for the plus-size ladies. And some people want muscular men. Some people want thinner model figures with a thin waist. And that's the kind of thing that we do. Die vervaardiging van 'n enkele winkelpop is 'n tydsame proses met verskeie stappe wat presies gevolg moet word om die finale produk te skep. So dis die begin van die mannequin vervaardigingsproses. Hulle begin met so 'n taaierige amper soos 'n teer. Hulle verf die teer in die vorm in en daarna is daar 'n tipe van 'n hars wat hulle gebruik om oor te verf. Die vorme is 2 clamshells, die een helfte en 'n ander helfte en hulle sit die twee bymekaar en dan bak die eintlike mannequin binnekant. Kom ek wys vir julle hoe lyk dit as hy uit die vorm uitkom. So hierdie vorme dis 'n tipe van 'n skulp en 'n dop proses. Ons het die dop van die vorm en die skulp wat bo-op kom. As die mannequin uitkom, kan 'n mens daai wit lyn sien en ek wil net vir julle gewys dat jy kan put it on Jamesy. Ek wil net vir julle gewys dat dis die wit lyn wat julle sien en daar word die dop nou op die skulp gesit. En daarna kom 'n klaargemaakte vorm uit. Hierdie mannequine wat uit die vorm gekom het, voor ons hulle kan spuitverf, is daar tamelike werk wat gedoen moet word en dis een van die grootste stappe hierso, die skuurstap. Die proses om hom lekker mooi klaar te maak voor hy gespuitverf kan word. Dis 'n lang stap, dis met die hand gedoen en die mense wat dit doen moet dit eintlik 'n gevoel hê dat die produk nou mooi lyk. Kom ons wys vir julle nou hoe ons daai spuitverfproses reg kry. Die verf wat hulle hier gebruik het eintlik soos 'n tipe van 'n meel in die verf. Soos ek gesê het, dis die eerste deel van dis die eerste stap van die verfproses. En nadat dit gedoen het, as dit lekker droog is, dan kan ons begin met 'n finale kleur. Hierdie is duidelik 'n gespesialiseerde ambag wat 'n kombinasie van tegniese kundigheid en 'n oog vir detail verg. The most difficult part is here. We call this a speed line. This is our speed line. You must make sure, definitely sure you've got this speed line because it helps us to get out from the mold. If you do the speed line like this, you never get it right. Toe ons die besigheid gekoop het ons baie navorsing gedoen om seker te maak dat hierdie tipe van winkelpop nog gaan gebruik word deur die winkels, deur die klerewinkels. As mense verby 'n winkel loop en hulle kyk binnekant en hulle sien 'n klaar gevormde winkelpop en dit ek dink dis die groot verskil. Die mense sê it's 3D. It's not a flat picture, it's 3D. En ek dink al daai goed saam maak dit waardevol vir die winkels. Nou ja, Pieter, hoe sal ons staan? Wat sal ons... Ek weet nie, hier is maar my go-to. Hier is seker myne. Ja, Thys, jy wil ons nou... Van praatkoppe na poppe. Hier is ons nou. Luister julle, een ding wat regtig vir my uitgestaan het is die feit dat dit regtig 'n gespesialiseerde ambag is. En die enigste manier om te leer hoe om daai werk te doen is om by iemand anders te leer hoe om dit te doen.
En in 'n wêreld waar ons nou so ver gevorderd is met tegnologie en AI that's taking over so many jobs, this is something that is so specific that you actually have to still go and learn it from someone who's been doing it. I think that's fascinating. Ja, en hou maar dop, een van die dae gaan daar ook troeteldiere in die vensters wees. Moenie verras wees nie, hulle is besig daarmee ook. So dit bly interessant, maar ek het nou gewonder want Benji het in die insetsel of tydens die insetsel verwys na die feit dat hulle sy hande gebruik het by 'n basketbalwinkel. So as daar nou een deel van julle is wat julle dink as 'n sogenaamde maalt gebruik kan word, wat sal dit wees? 'n handelsmerk. Vir 'n winkelpop. Tuis. Ek het so geweet jy gaan op my gooi. Dit gaan nie my boude wees. Nie 'n boude nie. Ja. My ore. Ek het al gesê ek het mooi ore. So, ek dink my ore. Mooi. So vir 'n oorbel display, right? Ja, oulik. Come Ek on, stem come on saam. now. Absoluut. Come on. Ek stem 100%. I'm sold. En joune? Dis 'n moeilike een. Ek het nie daaroor gedink nie. Ek het lang arms. Ek het lang arms ook, maar ek het lang arms. So miskien dit. Weet nie, vir lang krye. Ek sal my biscuit. Ja. Jy weet nou maar. Ah, sê. Want hy word geskit, jy weet. Maar waar is jou Die biscuit? handelsman. Alles van die middel af onder toe, papa. Maar ja, het dit gekom met julle gebeur dat julle soms in 'n winkel is en begin praat met 'n winkelpop? Dit het my al oorgekom. Nee. Verskoon my oorskiet. Nou ja, dit is al waarvoor ons nou tyd het, maar net hierna is Arnold Geerts aan die beurt met sport. So bly ingeskakel daarvoor en onthou om van jou te laat hoor. Net hier by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug. Goeiemôre. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Goeiemôre, good morning. Die oorloos het sopas aangeskuif na net so na 6:30 vanoggend. En kyk, ek en die manne hier langs my, dis nou Tuis en Annie. Ons het baie dinge waaroor ons saamstem, maar ons het ook baie dinge waaroor ons verskil. Ek skree natuurlik vir die bulle of die bulls. Tuis is nou maar eenmal net 'n leeu. En Annie natuurlik die cheetah man. Ek skree vir die beste span van almal. Ja. Nee, ons gaan daar verskil, maar ek sal julle eendag regkry man. Ek sal julle eendag sal ons mekaar eendag los my reg. Kan ons ooreenkom om te verskil en dit daar los. Kom ons doen dan mense nou 'n lekker filletjie kan braai. Ja, dis reg. Dan's alles. Annie, hoe lyk die dinge wat die sport aanbetref? Ja, weer eens 'n ongelooflike week en 'n wonderlike naweek om vooruit te sien, maar ek moet net hierdie noem, so die naweek tot 'n mate toe omdat daar nou net die European uitdagreeks is, European
Europese uitdagreeks en daar's nie Vodacom rugby nie. Kyk ons na die sewes en dit is baie interessant. Hulle is in Los Angeles en dit is waar die 2028 Olimpiese spele se sewes gespeel gaan word. Maar ons het as die Blitsbokke effens rondgekrap om eerlik te wees. So dis hoe dinge daar uitsien. Argentinië die ding klaar gewen op 104 punte, Fiji 96 en dan Spanje 88 en Suid-Afrika 70 punte. En dit is so moeilik om te verstaan presies hoe die dinamika in 'n span werk, maar dinge het net nie heeltemal gevloei hierdie jaar soos dit altyd moes nie. En een of twee dinge hier en daar en dan rafel dit so effens uit. Ja, as jy gaan kyk, jy weet nou hierdie naweek interessant LA, maar dit was altyd pas gewees maar in Vegas was. Dis korrek. Ja. So is dit nou die eerste keer wat dit in LA is? Dis een van die eerste kere, maar hierdie is nou heel duidelik hulle sogenaamde dress rehearsal vir wat gaan gebeur met die Olimpiese spele en ek dink dit is 'n baie goeie ding want dan weet mense as jy nou al die spanne is daar's 32 van die topspanne is almal daar. So dit gaan 'n verskil maak en die fokus is ook anders want hierdie gaan nou natuurlik Hollywood razzmatazz wees. En ek dink dit gaan baie interessant wees om na te kyk. Kom ons hoop dat die Blitsbokke hier kan deurkom en kan wen, maar ek het so al die idee dit lyk vir my na 'n selfvertroue ding wat nie heeltemal daar is nie. En een of twee van die sterre is terug en mense sien uit daarna om hulle te sien, maar op die ou einde ek dink net dit sal lekker wees om na te kyk want daai Hollywood glans gaan daar wees en dit gaan interessant wees. Baie lekker wees, maar as ons hulle kan help, hulle kan enige tyd hier kom kuier by Goeiemôre Good Morning. Ons hulle 'n bietjie motiveer. Dis definitief ondersteun hier naweek. Ja, is verseker. Ek dink 'n derde plek. Wen of verloor, geen nie om nie, hulle is nog steeds ontspan. Daar sy jong manne wat ook nogal 'n bietjie talent getoon het. Hierdie week wat verby is, eerlikwaar, as jy in jou 60s is, dan kyk jy na die laaitjies dan dink jy, waar kom jy vandaan? So net gister, is daar 'n jong Britse tiener met die naam van Matthew Brennan en hy het die geel trui in die Tour van Romandie gewen met uit al die groot name behoorlik bloedneus geslaan. Dit was sy 4de oorwinning as 'n beroepsryer. Hy's net 19 jaar oud. Hy ry vir Visma Lease. Hy het ook in Maart in die Grand Prix van Denay 2 sneltrajecte gewen en ook die Tour van Catalunya. En dit maak nou nie saak wat die groot manne wou doen nie, hy het hulle behoorlik gelooi. Is dit 'n ou wat al bietjie begin deurskemer het of het hy nou net skielik van nêrens af gekom? Nee, kyk jy moet daarom kan ry. Hy so hier van 16, 17 was hy al reeds 'n baie goeie ryer. Maar weer eens, ek dink as julle sal onthou, dis nader vir julle as vir my, maar toe jy 17, 18, 19 was, jy is bulletproof, man, niks maak jou bang. Die groot name, jy kyk om so dan ek nee, ek kan die oom vat en dis nou wat gebeur het. En dit lei mense natuurlik na die volgende storie en hierdie is vir my selfs beter. Die 14-jarige Vaiba Soidavanchi. Ekskuus, 14-jarige. 14 Pieter. 14. Wat nou maandag aand in die IPL 100-tal geslaan het. Nou daar's 'n hele paar dinge wat daarmee saamgaan. 14. En hy's nie 14 en 33 dae of so iets. So hy was nog 'n paar maande terug 13. Soos ek vroeër in die week gesê het, toe ek 14 was, kon ek nie eers my eie naakie met 'n flits kry nie. Maar eerlikwaar, hoe dan nou gemaak? Maar weer eens, ek dink daar's 'n hele paar dinge wat baie interessant is wat dit aanbetref. Die eerste ding is jy's heel duidelik absoluut in die Engelse term is mooi, jy's fearless. Niks maak jou bang. Ja. Jy kan daar instap en jy kan dink wel hulle kan doen wat hulle wil. Die beste bowlers in die wêreld en hulle kon hom nie skrik maak nie. So die 100-tal net so te loop het gekom van net 38 balle. Hy het 11 sesse geslaan in 7 vure en net nooit opgehou nie. Aan die ander kant, dink nou aan al die ander dinge wat hiermee saamkom. Nou is daar agente. Wat geld. Ek het veel gevra, maar mag 'n 14-jarige speler byvoorbeeld in 'n professionele kontrak intree? Wel hy's 'n beroepsspeler. Hy het een van die grootste pryse gekry in die IPL van DC. So hy's 'n beroepsspeler in murg, been en bloed. En nou kan mens teruggaan en sien wat Sachin Tendulkar gedoen het, want hy was 16 toe hy sy professionele of beroepsbuiging gemaak het. En jy kan sien waar hy op die ou einde geëindig het. En ek sien hy toe nou op X 'n boodskap gestuur en gesê, from one teenage prodigy to another, well done. En dis juist hoe dit behoort te wees. Maar nou, dink jy by jouself, al daai ander druk, en die volgende keer as jy kom kof, dan verwag mense, jy moet dieselfde doen. En dis wanneer dinge kan begin uitrafel. Maar die groot ding is so ouetjie, sal 'n span om hom moet hê, wat sy voetjies behoorlik op die grond hou. Nou hoop mens net mamma en pappa is goeie gegronde mense wat hierdie dinge kan stop en agente en skoeneborge en klereborge. Wat dit gaan kom nou. Jy gaan nog steeds sy kind moet oppas want ek bedoel jy bly nog steeds kind op 14-jarige ouderdom. En hy gaan 100 alles slat in IPL. Kan jy onthou wat jy wou doen toe jy 14 was? Ja, jy geweet? Ja, absoluut. Ek was 'n petrojoggie gewees en ek het geweet jy aflik garage eienaar wees. Op 14. Op 14, ja. Hoe is dit? En jy Pieter? Ek weet nie, dalk was ek op een of ander toneel aand op 'n verhoog. Ek kan dit onthou. Ek dink 14 is wat standaard 4 graad 6. Nee, jy is normaal standaard 6, 7 toe.
op jou skool, maar ons was bietjie Man, wys julle net. Kyk, soos 2 jaar teruggehou word. Ek het so 'n bietjie van 'n agterstand, ek vra om verskoning. Maar so duidelik het ek nie geweet wat ek wil word. Ek kan nie onthou dat ek ooit gedink het, okay, ek het geweet ek wil op radio wees, daar was nie televisie toe nie. Maar ek het geweet ek wil op radio wees, maar nie geweet hoe nie. Hierdie seun het heel duidelik van so hoog af 'n cricketbal gevat en net gespeel en heel duidelik was daar talent. En dan val jy Ek wonder, dink jy dis nou sy piektyd of dink jy hy gaan later eers piek? Dis een van die vrae. Dis een van die vrae en hoe hanteer jy al daardie verskriklike druk? Ek meen jy kan dan net kyk na van ons ouer spelers, IB de Villiers wat dit gehad het van die begin af. Herschel Gibbs, ek dink altyd Naasboot het altyd gesê Herschel Gibbs was 'n beter losskakel toe hy hom gesien speel het as 'n skoolseun as wat hy cricketspeler was. En hoe jy dit alles hanteer, want dis op en af. En as daar een ding is wat jy weet in sport wat gaan gebeur, is dit gaan nie altyd goed gaan nie. Dis die great level. Was dit Penny Hys wat weer ook nou die oggend gesels het wat ook jonk was en gesê het man, ek wil nou net agter alles kom en mense nou wys ek kan die rekords breek en nie gaan. Sy was nog op skool in Barcelona in 1992. Ja, so maar daar's 'n baie goeie voorbeeld. Ek bly jy noem dit eintlik. Ek het eintlik vergeet. Sy het deurgekom en dit vir 'n baie lang tyd gehou. Maar toe jy haar hoor praat, sy het gepraat van sy haat swem. Genoeg gehad. Jy weet, en dit maak dit regtig. Ek dink daar's 'n bewys van hoe dit te veel kan raak. Maar baie dankie en sterkte ook vir die jong talent. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het aan. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek wat vir jou wag gaan voorlê. Jy moet nie weggaan nie want net hierna kyk ons wat gebeur en selfs verder en ja, ek wou nie die finansies nou nie, maar ons sal dit doen. Goeiemôre, good morning, moet jy nie weggaan nie. Stuur vir ons 'n boodskap, skandeer daai QR-kode, maar bly net waar jy is vir 'n heerlike kuiertjie met finansies net hierna.
Welcome back. You're watching Goeiemôre, Good Morning. Dis nou tyd om 'n bietjie geldsaake te bespreek en ek het onlangs 'n baie waardevolle finansiële raad gesien op TikTok. Glo my, kyk net 'n bietjie hier. Like vir daai TikTok hak nou 'n bietjie vas. Ja, die ouma met haar ouma. Also known as shares or equities. You basically own a piece of a company. Let's assume Company A has a total of 1 million shares. If you own one share, you basically own 0.0001% of that company. If you own 10,000 shares, you own 1%, and so on. By owning stocks, you can make money in two ways. If the company was profitable last year, those who run it can choose to divide a certain percentage of those profits among all owners. Someone who, for example, owns 1% of a company receives 1% of that money. These rewards are called dividends. If the value of the company goes up, so does the value of each share you own. Maybe because the assets of your company, for example, real estate, such as physical stores, went up. Perhaps because investors are more optimistic and bid more for its shares. Maybe for other reasons. The stock you paid $1 for last year might be worth $2 today. So you double your money if you were to sell now. However, you can also lose money with stocks. Businesses sometimes even go bankrupt, so you may very well occasionally lose everything. Dit was nou nie ouma se raad nie, dit was nou beter raad as wat ouma vir ons kon gee. We will show you ouma's video in a bit, maybe in a later episode, but it's time for Taste to Chat, wins of verlies. Ja, dit is jou video. Ja, dit was eintlik my video, maar kyk, Oupa Thuis. Ja, oupa Thuis se video. Okay, so ek hou nogal daarvan om 'n prentjie te gebruik en ek dink dit is wat so lekker en uniek is van wins en verlies wat ons op donderdag gaan hê, is juist om daai wat so 'n educational tipe van ding in te bring en te sê vir mense maar luister, dit is so dinge werk. Okay, so vanoggend se video het juist teruggespeel op wat is 'n fisiese aandeel? Waar kan jy 'n aandeel gaan verhandel? Jy weet koop of verkoop en natuurlik jy weet wat is 'n sentiment van 'n waarde van 'n aandeel? Is daar sentimente wat so basic daar betrokke of is daar basies 'n actual waarde wat daarbey betrokke is ek 'n bietjie aandeel koop? En as ek 'n aandeel koop, dan word ek mos eintlik dan 'n mede aandeelhouer van daai maatskappy. Okay. So en ek dink ja, daai is ook jou sekuriteit wat fisies aan jou uitgelê word, fisies van dit is wat jy gaan koop. En dan het jy weer eens die kans om daai aandeel weer te verhandel, so jy wil verkoop. Okay. So kom ons kyk 'n bietjie vanoggend na so 5 aandele wat van my gunsteling aandele is, veral oor die afgelope 5 jaar en 'n klein bietjie feite, kitsfeite rondom dit. So as ons eers 'n bietjie gaan kyk na Visa. Okay. So Visa hier in die agtergrond. As my kollegas dit my gaan oplaai, dan gaan ek vir julle 'n bietjie sien. Die woord Visa in Latyn beteken eintlik document that was seen. So met ander woorde, as jy byvoorbeeld 'n visa het en jy gebruik hom om 'n ander land te gaan besoek, dan is dit mos daai dokument wat jy genodig het om te kan wys. Maar die woord visa as dit kom by 'n kaart, is dan natuurlik 3.3 biljoen kaarte wat in die stelsel is wêreldwyd. 3.3 biljoen kaarte wat fisies in die stelsel is. Omtrent 160 wisselkoerse, verskeidenheid wisselkoerse wat op Visa gelaai is. En natuurlik een van my gunstelinge is dat 65.000 per sekonde transaksies word gehardloop deur 'n Visa elke liewe sekond. So weer eens as 'n ou gaan kyk, die aandeleprys van Visa oor die laaste afgelope 5 jaar is op met ongeveer so 94,52%, maar weer eens as ons nou gaan kyk wat in Amerika aangaan rondom die tech oorlog wat dan natuurlik jy weet daarso is, het ons gesien dat daar 'n ongelooflike $5.5 triljoen is net so van die S&P 500 afgehaal net in die laaste afgelope paar weke. So jou top tech maatskappye het natuurlik baie goeie resultate getoon. As ons gaan kyk na hierdie grafiek en daar waar my vinger is nou daar heel bo, of as jy kyk daar kan kyk, daar was ons op die top gewees, jy weet waar ons op die afgelope 5 jaar op gehardloop het. En natuurlik het ons hierdie bubble gekry wat daarso is en die sentimente basies weet teenoor die politiek wat afgaan en natuurlik afgegaan, maar is dit 'n absolute geleentheidsaandeel as ek gaan kyk waar hy homself nou bevind? Definitief. En ek bedoel die statistiek wat ek ook vir julle gegee het rondom 'n Visa kaart en die Visa aandeel self, dink ek nie dis 'n aandeel wat soortgelyk enige tyd heeltemal net sal verdwyn nie. So in my opinie is Visa nog steeds 'n goeie koop, absoluut. Visa is 'n tipiese aandeel wat homself sal herhaal
herhaal om elke 5 jaar daai tipe van verdubbeling te kan toon. Die volgende aandeel waarna ons kan 'n bietjie na gaan kyk is natuurlik Microsoft. Microsoft is ook een van my gunsteling aandele vir die eenvoudige rede dat Microsoft is baie stabiel en as ons weer eens gaan kyk, jy weet wat hy gedoen het ook oor die laaste paar 5 jaar, het hy ongeveer ook gegroei met die omgewing van net so oor die 90%. So die lekker deel is van Microsoft is ever evolving. Okay. So met ander woorde, tegnologie gaan altyd homself hernie. Alright. En as ons sien waar Microsoft vandaan kom van die 80s af en waar hulle is, 'n hele wat kom ons sê amper 40 jaar later, 50 jaar later, is daar basies innovering wat die heeltyd plaasvind. En dan sal wat sal produkte wees wat die heeltyd daarvan gaan. En natuurlik as ons gaan terugdink, jy weet waar Microsoft 98 is een wat so sagte waar op 'n program wat altyd vir my uitstaan. Dit is waar almal eintlik agtergekom het deur die Microsoft has arrived. So as daar enige kyker daar buite is wat nog vir my 'n boks het waarmee jy dit opgelaai het met die stiffie of die CD van Microsoft 98, ek sal hom by jou koop vir 'n deftige prys. So ek sal baie waardeer as een van julle kykers een van daai vir my het. So weer eens as ons kyk na Microsoft, baie soortgelyk wat ons nou net oor gepraat het met Visa. So hy is ongeveer op so 125% oor die laaste 5 jaar, maar weer eens sy piek gehaal hierso en die eerste kwartaal van 2025 baie goed presteer en natuurlik het hy nou daai downward trend het hy basies gehardloop. Jy weet as gevolg van jou tegniese probleme en natuurlik jou goedjies wat dan daar in Amerika aangaan. Maar as jy weer eens gaan kyk, die fyn lyn hierso waar kom daar vir julle gemerk het, is hy min of meer dieselfde prys wat hy in 2023 was. So is hierdie absolute winskoop vir jou op hierdie huidige stadium? Definitief. Jy weet, ek dink dit is belangrik dat mense wat sal na hierdie tipe van aandele weer eens gaan kyk, want weer eens ever evolving shares. So met ander woorde, hy gaan altyd homself wat som herhaal en natuurlik hy is ook verdubbelend, jy weet as ou weer eens daarna gaan kyk. Kom ons beweeg vinnig na Tesla. Natuurlik, jy weet Tesla is my gunsteling Suid-Afrikaanse aandeel. Nee, hy is nie van Suid-Afrika nie, maar hy was of hy is ons Elon Musk. Maar as ons weer eens kyk na Tesla se aandeel, op en af, baie volatiele tipe van 'n aandeel, en maar, as ou gekyk die laaste 5 jaar, 524% se opbrengste. Nou, daai is indrukwekkend soos min dinge. So as ons weer eens gaan kyk, Tesla, sy eerste naam in die begin was gewees, Esra. Okay, SRA. Maar Elon Musk het basies besluit, kyk hoe praat hierdie ding nou met my, magtig, kom ek sit met julle daar neer. Kyk die tegnologie, maar sien, dit is ook hoe jy aanhou tegnologie koop, hy raad erom praat self. So, basies Elon Musk het Tesla vernoem na sy gunsteling ou wat uiteindelik vir hom gemaak het, of die eerste kar geontwerp het vir hom, Nikola Tesla in 2008. En natuurlik, die Model S is natuurlik een van die beste Teslas wat op hierdie stadium beskikbaar is, en natuurlik, want hy het innoverende tipe van goedjies wat hy het, soos byvoorbeeld Autopilot het hy het ook 'n model wat fisies 'n karre laat verhit as jy 'n dier daarin laai. En moenie vergeet van SpaceX nie natuurlik, jy weet wat ook gekoppel is daaraan. So weer eens gaan kyk na die tendens van die aandeel se groei. So met ander woorde is Tesla nog steeds vir jou goeie wat sal koop? Absoluut, want kyk waar het hy hierso geval in die eerste kwartaal van 2025. So soortgelyk as jy daai lyn gaan gebruik, dan is ons omtrent in die omgewing weer eens hier van 2023 se pryse. Luister wat sê ek vir julle, ons is weer eens in die omgewing van 2023 se pryse. So is dit 'n tyd om hierdie tipe van aandele aan te koop? Absoluut. Jy weet die pryse is reg, hy is in 'n bubble factor nie, die herstellingsprosesse plaasgevind, so dis definitief 'n aandeel waarna ou moet gaan kyk. Vinnig gaan oor na Apple toe. Net te veel praat oor Apple nie, maar as ons gaan kyk byvoorbeeld wat Apple ook gedoen het, so wat 192% oor die laaste 5 jaar. Maar hierdie is dan natuurlik weet 'n aandeel wat natuurlik jy jouself, as jy Apple user is, koop die aandeel. Hy gaan homself herhaal, hy gaan homself herstel, hy gaan homself herhaal, hy gaan homself herstel. As ek praat van herstel, hy kan op dit nou dan gaan hy afwaarts gaan, maar hy sal altyd weer herstel. So Apple is 'n absolute, as jy Apple koop, dan moet jy alwees jy Apple aandele hê, so maklik soos dit. Laastens gaan ons 'n bietjie kyk na McDonald's, een van my ander gunsteling aandele, en 'n bietjie fun facts oor McDonald's is natuurlik as ons gaan kyk, die grootste McDonald's het 'n arcade en 'n aquarium. Ronald McDonald is net so bekend soos natuurlik Kersvader in Amerika, maar ook as ons gaan kyk, die Amerikaners, en dis tipies so hulle is op Werkersdag, het 9 hamburger varsities. En jy kan 'n doktoraat verdien daarso in hamburgerology, as jy daar klaar gekwalifiseer het. So met ander woorde, dit is nogal bly interessant. Okay, so McDonald's, absoluut 'n baie goeie aandeel ook, baie stabiel teen omtrent so 80%. En dit is natuurlik my mandjie van 5 aandele, en ek is by gunsteling aandele, en ja, so gebruik dit, dan use it.
Okay. Thys, ek wil net sê ons het jou verskriklik geniet vanmôre. Vanoggend was jy so in jou element. Ek is so bly vir baie baie dank. Maar hoor jy nog 'n interessante storie wat ek raak gelees het, jy's oor die goudprys wat ook mos so verskriklik die hoogtes ingeskiet het. En jy's nou al die fancy goedjies verstaan van die 114 of 1114% se ETF beleggings vergeleke in die vorige kwartaal en alles. Maar te midde van die goud wat nou so die hoogtes inskiet, sê die ouens die goudpryse tot 'n skerp afname in juweliersware verkope tot gevolg gehad, veral in China en India met verbruikers wat kleiner stukke koop of alternatiewe materiale kies. So, hoekom dink jy sal dit gebeur? Ek wil ook vra, wat dryf die stygings in goudpryse byvoorbeeld? Ek dink dit is die sentiment van onsekerheid. So wanneer jy ou daar gaan kyk, dan gaan jy altyd baie meer goudreserwes koop om jouself uit die dollar uit te kan haal. En natuurlik is ou ook gaan kyk as daar onsekerheid is op aandele. Is dit 'n baie goeie wat so 'n kommoditeit. Maar om vinnig af te sluit oor die juweliersware gedeelte is, onthou mense koop nou fisiese goud. So jou goudreserwe of 'n ETF of wat ook al die geval mag wees. En die goud wat som juwelierskant, jy weet, het 'n definitiewe afname want jy gaan nie daai 9 karaat ketting koop nie, jy gaan eerder 'n rand koop. Kan ek jou een ding vra? Jy moet vir ons op 'n hoë noot afsluit met 'n knoppie aan daai kant van jou. Ek dink jy vanoggend se mishap wat ek gehad het. You're fired. Get out of here. You're fired. Nee. Die een met die maak jou laptop toe jy. Jou laptop, jy is klaar. Baie dankie, Thys, altyd insiggewend. Onthou, jy kan adverteer op Goeiemôre, Good Morning, stuur vir ons 'n boodskap na sales@creatorsway.co.za. Dit is al waarvoor ons nou tyd het. Net hierna gesels ons HR oor wat jou regte is as 'n werker. Bly ingeskakel. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. ACDC Express. Everything electrical. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Goeiemôre, good morning. Ek hoop van harte dat jou oggend ook so heerlik is soos ons aan hierdie kant. Nou ja, soos ons vroeër genoem het, is vandag Werkersdag en ek en Rosanne het ook nou 'n bietjie gesels en gewonder, wat is ons regte en wat sal dit regte wees indien hulle ons nou hier sou wou afdank by goeiemôre, good morning. Jy sal laat ons bietjie tuis se masjien ook gedokter het, ek weet nie. En dit is vir ons baie lekker want ons gesels nou met Marina Botma, 'n groep menslike hulpbronbestuurder oor ons regte. Baie welkom, goeiemôre. Baie dankie, môre julle. Lekker om jou hier te hê. Marina, ek gaan sommer begin. Wat is ons basiese regte wat werknemers in Suid-Afrika het om seker te maak ons word regverdig behandel? Ons het 2 wette wat ons beskerm. Dit is ons Basic Conditions of Employment Act en dan ons Labour Relations Act. Right, en nou moet daar 'n bietjie jou kennis gaan inwin en seker maak jy verstaan wat daar aangaan. Yeah. Do you think that workers in South Africa are protected enough with those 2 kind of big acts that are supposed to be kind of making sure things work in our favor when we need them to? Definitely, Rosanne. So when we look at the Basic Conditions of Employment Act, it will it regulates your minimum wages, it looks at your working hours and overtime payment, it looks at your rights to join a union and then also your rights on leave days and all your different maternity leave, paternity leave, annual leave and sick leave and all of those things. And then when we look at your Labour Relations Act, it regulates your relationship with between the employer and employee. So there we will look at if there's a process, if it's looking at retrenchment, it will explain you what the process is for retrenchment, and it will also look at if there is to be a disciplinary hearing. It will also explain the processes in the disciplinary hearing that should be proceed, the processes in it, ja. Hoe belangrik is so werkerskontrak? Ek gaan nou absoluut as 'n leek hier so staan ook vanmôre. Sê net maar jy's jonk, jy het nou net klaar gemaak met skool, jy kry jou eerste job en hulle sê vir jou jy's nou maar die skiewe hier. Hoe belangrik is so 'n kontrak en waarna kyk jy waarvoor kyk jy uit? Ek gaan 'n stapie terug gaan met daai enetjies. So as jy gaan dit begin gewoonlik by 'n onderhoud. So en ek het vanoggend gehoor julle praat met tuis oor julle mense wat op hulle CV's jok. Ons vang hulle uit waar ons doen ons reference checks en ons vang hulle uit. Ja. So dit is belangrik as jy begin met 'n onderhoud, wees reg vir die onderhoud en hê vrae wat jy voor die tyd opstel en gaan doen jou navorsing oor die maatskappy as jy in 'n onderhoud sit en vra ook jou vragies. En dan is dit kom by die kontrak, dan jy nie soveel vrae wat by die kontrak kom nie. So goedjies waarna mens moet kyk in 'n kontrak sal wees, wat gaan jou salaris wees nommer 1, okay? So ek weet soms wil mense dit nie vra in 'n onderhoud nie. Hulle is te skaam want hulle is te gretig om 'n werk te kry. So hulle is te bang om daai vrae te vra in 'n onderhoud. So soms kan dit is goed as jy dit vra in 'n onderhoud dan moes jy eintlik mekaar se tyd nie. Maar in die kontrak kyk na jou salaris. Hoekom ek sê kyk na jou salaris? Want jy moet dan vra wat is die ander voordele van die maatskappy? Is daar 'n medies, is daar 'n pensioen? Hoeveel is jou verlof daar? Is daar enige ander bydrae van die maatskappy? Want dit gaan beïnvloed wat jou netto salaris gaan wees op die einde van die dag. En wees bereid om die vrae te vra voordat jy net 'n kontrak teken en lees jou kontrak deeglik deur. We were chatting earlier when we were speaking about people that lie on their CVs. We were saying that there is such a need for people to work. So there are sometimes people that are just so keen to get a job that not that lying is okay, but they'll be like extra interested in the company or they'll do so much more and be able to say they'll work for less of a salary when actually they deserve more. Are you seeing that more and more because of the unemployment issue in the country? Definitief. Ons sien dit gereeld en dit is eintlik 'n nadeel vir jouself om te jok op 'n CV want jy gaan jouself onder soveel druk sit as jy die posisie aanvaar en jy's eintlik reg vir daai posisie nie. Maar in vandag se tyd gebeur dit en met AI en met al ons nuwe Google kan jy enige CV jy kan dink jy is 'n chirurg en dan weet jy nog nie eens hoe om 'n tamatie te sny nie, maar dit gaan op jou neerkom op die einde van die dag.
dat ons gaan jou uitvang op of enige werkgewer gaan kan sien dat jy het gejok op jou CV en jy is nie gespesialiseerd in die posisie waarvoor jy aangestel is. So wat is die belangrikste om te onthou, jy weet jou verantwoordelikhede as werknemer teenoor jou werkgewer? Baie belangrike vraag. Ons dink altyd aan die werknemer, wat kan ons vir die werknemer doen, maar dit is ook die werknemer se verantwoordelikheid nommer 1 om 'n diens te lewer. Want dit is waarvoor ons jou aangestel het en is 'n kontrak wat ons met jou geteken het. En dan moet jy weet wat van jou verwag word. Baie belangrik. So gewoonlik in jou kontrak sal hulle vir jou sê wat jou verantwoordelikhede is. If not, dan na die tyd gaan hulle vir jou verduidelik wat jou verantwoordelikhede is. Maak seker jy weet wat jou verantwoordelikhede is. Ja. En as jy nie weet nie, gaan vind uit, want dit gaan weer die tomaat en chirurg situasie wees. As jy nie weet wat van jou verwag word nie, en jy gaan dit aan jou werk doen, gaan jy op 'n punt kom waar jy dalk deur 'n performance review gaan sit dat jy nie jou werk reg doen nie. Yeah, that is such a beautiful analogy, Dika Martin. If you have any questions for Marina that you'd like to share with us, make sure that you scan the QR code and send us a WhatsApp and we will chat through them then. I wanted to ask you, let's say Peter is my manager and we don't get along. There's something about our personalities that clash, we don't get along. He then gets rid of me. I don't want to use the word fire because fire is a bad HR word. He then gets rid of me, he works me out or makes sure that the environment is just so untenable that I don't want to work there anymore. What are my options then in terms of a process to follow if I feel like I have been unfairly dismissed? Ek gaan begin by jy hoef nie eers gedismiss te word nie. Ek gaan praat dat in die gedeelte waar jy nog steeds werksaam is by 'n maatskappy en jy voel daar's enige onregverdigheid, daar is stappe wat gevolg moet word. Mees belangrikste is altyd om alles te dokumenteer, hou notas daarvan, hou e-mails daarvan, maar rapporteer dit dadelik aan jou direkte bestuur en as jou direkte bestuur dit nie kan uitsorteer en jou maatskappy is groot genoeg en hulle het 'n HR departement, kan jy na jou HR departement toe gaan en dit bespreek, maar ook weet dat die CCMA hoef jy ook nie eers afgedank te word om 'n saak te verwys na die CCMA toe nie. Jy kan nog steeds werksaam wees by jou werkgewer om 'n saak te verwys na die CCMA toe. CCMA, al baie daarvan gehoor. Wie is hulle? Wat doen hulle? Die CCMA is die Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration. So, kom ons begin by die eerste gedeelte. Daar is 'n kommissaris wat na jou saak gaan verhoor. Dis die commission gedeelte. En dan is dit die mediasie en conciliasie en arbitrasie. So wanneer jy sal hulle noem dit 'n LRI 711 vorm wat jy invul. En dan gaan jy nou jou klagtes op die vormpie sit en dan stuur dit nou in vir die CCMA en dan sal jy kennisgewing kry wanneer jou saak gaan voorkom. En dit is dan wanneer die kommissaris sal sit en na albei kante van die situasie luister, maar hulle gaan altyd eers kyk of hulle nie tot 'n skikking kan kom nie. Ja. En dit is waar die mediasie gedeelte nou inkom. As hulle nie tot 'n skikking kan kom nie, dan is dit 'n woord wat hulle gebruik non-resolution wat hulle sertifikaat uitreik en dan het jy 90 dae van daar af om die saak te verwys na arbitrasie toe. Ek het een vraag voor ons by ons kykers se WhatsApp uitkom. As jy nou 'n saak CCMA toegevat het, is dit soos met 'n kredietprofiel waar dit jou negatief affekteer as iemand anders jou wil aanstel en dan sien hulle, o, maar as hy vir Pieter na die CCMA toegevat, sy's trouble. O nee, glad nie. Nee, is dit alles baie nie anonymous, dit is as daar 'n saak, as 'n arbitrasie saak in die werkgewer se guns of in die werknemer se guns bevind is, dan is daar 'n rekord daarvan, maar dis nie laat dit iewers op 'n leer of op 'n e-mail of op 'n stelsel gestoor word vir mense om te sien nie. Nee, glad nie. Is nie 'n moeilikheid maak dit. Ons het wel 'n WhatsApp ingekry van anoniem, 'n vraag, baie dankie. What is the income threshold to receive access to help from the CCMA? So ek gaan onder korreksie praat. So ek dink dit is tans net so onder die R262,000 per jaar wat jy moet verdien om die CCMA te kan gebruik. Maar dit is vir konsiliasie en arbitrasie. So as jy meer as dit verdien 'n maand, kan jy nog steeds die CCMA, kan jy nog steeds 'n saak verwys na die CCMA toe. Hulle gaan jou net kan help tot en met konsiliasie. En dis 'n nuwe wet wat nou ingetree het 1 April 2025. En as jy nou oor daai threshold verdien
kan jy nog steeds konsiliasie as jy nie 'n skikking kry by die konsiliasie, dan gaan jy die saak moet verwys na arbitrasie toe. Ag jammer, na die arbeidshof toe of soos ons dit ken die Labour Court toe. So meer as R262,000 per jaar. Per jaar, ja. Reg so. Ja. Ek maak dit net. net so vinnig, ek meen die werk wat jy ook doen, ons praat nou hier van die kontrakverpligtinge en so aan, maar mens kry ook mos maar net 'n gevoel as werkgewer as jy iemand aanvanklik ontmoet en vir hulle 'n werk aanbied, die CV sien, dan weet ou sommer dadelik, nee wag, hierdie is 'n kansvatter of nie. Jy kry daai gevoel. Ek weet hulle sê vrouens het meer daai gevoel as wat mans het, maar jy kry daai gevoel. En dit is goed ook as jy in 'n maatskappy is wat assessments doen. Ons hou daarvan om evaluasies ook te doen op die mense en dan natuurlik reference checks. Dit is baie belangrik want jy kan 'n AI boffin wees en vir jou fantastiese CV opstel, maar ons staan terug op om daai references te bel en vorige werkgewers te bel. 'n Goeie ding wat ek vir julle kan sê is dat jy mag as 'n werkgewer, as 'n ou werkgewer, mag jy nooit 'n slegte reference gee nie. So jy kan nie sê die ou was afgedank gewees of ons het hom gefire of hy het beklei of hy het geld gesteel of iets nie. Jy mag nie 'n slegte reference gee nie. Jy mag net sê dat die dienste beëindig is in die maatskappy. Ja. Maar dan hoe weet ek as nou die toekomstige werkgewer dat Pieter bly is en hy beklei met almal? Daar kan jy hom self moet uitvind en 'n goeie performance review moet hou. Nee, ek voel baie wyser. Baie dankie Marina vir jou kuiertjie vanoggend. Ja, hierdie was verskriklik insiggewend. Op Werkersdag het ons jou nou laat werk, maar dit was vir ons baie goed dat jy met ons kom gesels het. Daar sê, kry solank die brandblussers gereed, want die tekkies gaan nou brand. Jy weet natuurlik van wie ek praat. Ek weet baie goed, kan nie wag nie. Ja, want net hierna gesels ons met die ikoniese Arien Louise van Wyk. Sy's nie net 'n kunstenaar nie, sy kom gesels bietjie oor die motiveringspraatjies wat sy doen. So bly net waar jy is. Goeiemôre, good morning is nou weer terug. Lekker.
12 minute oor 7, goeiemôre, good morning. Mense, bel die brandweer, want die kuierleier wat jou en my tekkies laat brand is in die ateljee. Ek praat natuurlik van niemand anders dan die as Pretoria se eie, sal ons haar noem, danskoningin, popprinses, noem dit wat jy wil, sy laat jou dans. Irene Louise van Wyk, goeiemôre! Hallo, dit is so lekker om hier so te wees. Dit is my heel eerste keer. Awesome studio. Ek is so bly om julle twee gesiggies te sien. Dit is vir my baie lekker om hier so te wees. Dankie. Dis vir ons so lekker om jou hier op Goeiemôre, Good Morning te hê. Irene Louise van Wyk, lekker vroeg uit die vere om met ons te kom gesels. Shut Up and Soon My doen so goed. Dit doen so goed in terme van die video. Ons speel hom gereeld op die radioshow. So, vertel ons hoe dit nou gebeur het dat jy en Bobby, wat mekaar seker al jare ken, uiteindelik nou 'n liedjie saam opgeneem het. Ja, weet jy, dit is so funny actually, en dit wys jou alles gebeur met 'n rede, want ek ken vir Bobby baie lank al, is een van my boetie se beste vriende. Ek ken hom seker al oor die 15 jaar. En ons het baie lank terug het ons ook 'n sang saam gehad en dit het net nooit die lig gesien nie. So dit is soos 'n full circle moment dat ons weer finally kon saamwerk en die song is uitgesit en ja, ek is so bly oor hoe die sang uitgekom het. Ek dink Bobby het regtig 'n baie lekker sang vir ons geskryf. En mense se reaksies, dit is een van jou grootste treffers ooit. Ja, nee, die mense love dit. Ek love die stories wat mense opmaak. Dit is altyd baie interessant om te lees. Ja. En ja, die mense love dit. Ek sien die mense geniet dit baie by die shows. Ek kry nog steeds mense wat video's maak daarop en ek love net die reaksie en ek love net hoe hulle dit ontvang. Jy het nou gepraat oor die mense wat so stories opmaak. Ja. Nee. Die reklameveld tog, julle het bietjie daarmee gespeel. 100%. Julle was This is the entertainment business, girl. Don't let the truth get in the way of a good story. Ja, exactly. So ja, ons het dit definitief bietjie gemanipuleer en gekyk hoe ons die mense gaan kry om regtig na die sang te gaan luister en om die musiekvideo te gaan kyk. En dit het gewerk. Dit het definitief gewerk. Dit het beslis gewerk. Ja. Irene Louise, ek wil nou uitkom by iets wat ek regtig, ons volg mekaar op sosiale media, ons ken mekaar al 'n hele ruk, nê. Ek is so bly dat jy nie meer net stil bly as mense jou aanvat oor jou gewig, oor jou liedjies, oor jou health journey, alles. Al daai goed Ja, wat ja, ja. vir my so inspirerend is, dan wil mense altyd iets te sê het. Jy het nou gesê tot hier toe en nie verder nie, genoeg is genoeg. As jy my gaan aanvat, gaan ek jou daaroor aanspreek. 100%. Ek het, jy weet, dit het my baie lang tyd gevat om te kom waar ek is nou, want ek het gewoonlik na 'n comment gekyk, dan het dit my gebreek. Maar deesdae as ek goed lees, as ek soos jy kom op my page en jy sê vir my naels is lelik. Soos nommer 1 nommer 1 soos shame boring is jou lewe. En nommer 2 dis my hande. Dis my ek hou daarvan. Dis al wat saak maak. En dit is actually iets wat ek my dogtertjie ook graag wil leer, want ons is so vinnig om vasgevang te word in almal se opinies van dis hoe jy moet lyk, dis wat jy moet sê, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dit doen nie, mag jy dit sê nie, jy mag nie so aantrek nie. En jy weet dit, ons kinders kyk op na ons en ek voel ook ons almal vra nee, jessie, maar daar's so baie bullying in die skool deesdae. Daar's so baie kinders wat selfmoord pleeg. Maar dan gaan kyk jy na my Facebook ook en ek weet baie van my pelle in die musiekbedryf word ook geboelie. Dan kyk jy na hulle comments en dan gaan kyk jy meeste van die mense wat hierdie kommentaar lewer is bo oor die ouderdom van 45. Sy sê dit is hoekom ons kinders geboelie word op skool. Want hierdie is hulle ma, hulle pa, hulle tannie, hulle oom, hulle ouma, hulle oupa. En dit is die voorbeeld wat hulle het. En dit is vir my so belangrik om op te staan, want die laaste keer wat ek dit gedoen het en ek het net iemand se comment net so gaan post, het sy vir my in my DM's kom jammer vra, want die mense het ons so aangevat dat sy nou 100% twee keer gaan dink voordat sy iets gaan sê. En ons loop nie in die mall rond en gaan sê vir mense ek dink jou naels is horrible. Steek bietjie weg jou tattoos. Ons loop hier in die Wimpy en sê ek hou nie van hierdie burger nie. Hoekom doen ons dit op sosiale media? Want mense kry weg 100% agter hulle fone. En is gewoonlik mense wat dis baie snaaks, mense wat comment oor my voorkoms. Like I have never, daar's een quote and I would stand by this till the day that I die. Dis die mooiste, lekkerste, fantastiese quote en dit sê I have never been disliked by someone that I would trade places
all faces with. Exactly. If you can't take constructive criticism from them, don't take any 100%. Soos ek stel nie belang in jou comment nie, glad nie. Ek wil nou daarby stil staan actually. Die ware ek is eintlik 'n inisiatief wat uit al hierdie sosiale cyberbullying gekom het. Vertel ons hiervan en gee ons meer inligting van waar ons meer kan Ja, uitvind. so my musiekloopbaan het actually begin met damesoggende en ek het baie saam met Leandi die rand getoer. En ek het nog altyd gedink, "Jessie, dis nou ietsie wonderlik want ek het gesien hoe Leandi net lewens verander het en ek is soos Jessie, ek sal dit graag eendag wil doen en my pa het my so aangemoedig om 'n motiveringspraatjie te doen. Ek sê soos ek weet nie wat ek wil sê nie. Ek wil nie net op 'n stage gaan staan en gaan praat net om te praat nie. Ek wil regtig actually want to say something. Ek wil hê wat ek gaan sê gaan actually ietsie vir mense beteken. So ek is baie excited dat ek die ware ek finally gaan begin doen. Ek het al een praatjie gaan doen. Ek het 'n jaar gevat om my praatjie te skryf want ek kon net nie op die regte goed opkom en net die regte boodskap daarby te kry and I just wanted to perfect it. Dankie Arlene Louise. Ons gaan nog verder 'n bietjie hieroor praat en ons gaan ook daai musiekvideo vir Shut Up and Soon My sien. Dit klink sommer baie lekker. Bly jy net waar jy is. Ons is nou weer terug en dan kyk ons na Irene Louise van Wyk en Bobby van Jaarsveld se musiekvideo Shut Up and Soon My. Goeiemôre. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my valleys, ek wil dans op 'n Saterdag aand. Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groebeberg glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groebeberg, sukses met 'n hart. Yeah. Marikie. Ja? Wat dink jy? Ek dink ons moet dit in die kombuis doen. Ek dink ons moet ons kombuis nou oordoen. Daarmee kan ons help. Universal Kitchens, ons kan meeste van jou fantasieë in die kombuis laat waar word. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. AC/DC Express. Everything electrical.
Nou ja, dis tyd vir musiek. So kom ons kyk Irene Louise van Wyk en Bobby van Jaarsveld se nuutste musiekvideo Shut Up and Soon My. Sharp is nee. Vier warm hier in die begin. Ons het 'n WhatsApp ingekry en ek is seker jy en Bobby het hierdie vraag die hele tyd gekry nadat die musiekvideo uit is. Bieg nou, het julle toe gesoen, ja of nee? Ek dink jy moet vra. Bobby, hallo, hoe lekker soen Irene Louise van Wyk? Irene Louise, hoe lekker soen Bobby? Irene, dis die vraag sit al daai vraag. Dis die kyker se vraag. Maar jy sit nou daar met 'n nou comment so. Weet jy, ek dink die mense moet vir my laat weet wat dink hulle, maar nee, ons het nie gesien nie. Ons het nie gesien. Daar het julle dit regstreeks hier op Goeiemôre, Good Morning agter die kap van die bel gekom. So ons het 'n bietjie gepraat oor jou motiveringspraatjies, die ware ek. Waar kan mense nog inligting kry? Waar kan mense dit bespreek? Want dit is regtig iets wat nie net jonger mense en tieners nodig het nie. Dit is vir die ouer mense ook wat daar agter die Facebook keyboard sit en comment en narig goed sê. Verseker. So ek doen actually nou juis in Mei doen ek motiveringspraatjie, my heel eerste die ware ek praatjie in Pretoria. So die mense kan asseblief net op my Facebook toe gaan. Daar's 'n klomp verskillende, daar's Appington en daar's ek kan nou nie aan een dink nie. Brakpan en daar's 'n klomp verskillende praatjies wat reeds al geboek is wat hulle asseblief moet kom kyk. En dan ja, net op my Facebook as hulle wil bespreek kan hulle louis@musicprofile.co.za. Maar ja, meer oor die praatjie gaan oor ek praat oor my lewe, hoe ek groot geword het in die musiekbedryf. Ek ken Pieter al letterlik vandat ek so klein was. Ek het daarom so 'n meter gegroei van toe af. Maar ja, en ek praat oor depressie, ek praat oor my ma wat gedrink het, ek praat oor my selfmoord poging. Ek het myself baie gesny op skool. Ek praat baie passievol oor cyberbullying en body shaming. Ek praat oor my gewigsverlies en ja, daar is ook definitief 'n gedeelte daar binne wat ek praat oor my en my dogtertjie se verhouding, hoe ek vir haar probeer goed leer om al die noise uit te cancel van wat almal sê. Kelsey, do you like your dress? Yes. Then it doesn't matter if anyone else doesn't like it. So dit is my baie belangrik om dit ook vir haar te sê. Ja. Irene, jy is regtig 'n wonderlike kunstenaar, 'n wonderlike ma en 'n inspirasie vir so baie mense. Mense moet jou regtig gaan volg op sosiale media. Jy is snaaks, jy's kreatief. Ek love jou naels en ek love jou tattoos en ek love jou hare. Baie dankie, hoor pa. Baie dankie. Baie dankie. En dankie dat jy by ons kom kuier het. Sterkte met alles vorentoe. Ons hou jou dop. Baie dankie. Ek sien uit. Rietjie, ons hou van jou musiek asseblief. Ja, nee. Moet net nooit shut up nie. Jy kan maar so nou en dan soen. 30 Mei. Wie ook al wil, maar mense moet kom maar nuwe enetjie 30 Mei. Voete juk 30. Daai voete juk nog 'n nuwe enetjie. So sy gaan weer vir ons kom kuier. Ja. Ons sal weet of die vroeë oggendfase so lekker was. Dit was baie lekker saam met julle, man. Baie lekker naweek. Baie voete hier kom nou, ons nou pad gee. Ons is volgende week weer terug, so maak seker jy skakel dan weer in om 6 uur van Maandag tot Donderdag. En geniet jou naweek. Ja. Van ons af. Goeiemôre, good morning. Totsiens. Bye. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele.